Haar eerste opmerking was sy baie sag gepraat en op dit het sy my genoem juffrou. Ek wil vir u iets konfidensieel vertel. Ek het gesê ek luister. Die volgende wat sy genoem het, edelagbare, was dat sy 'n oproep ontvang van 'n Nigeriese man en dat hierdie persoon aan haar genoem het dat sy moet gou speel. Ek het aan haar gevra, hoe weet sy dat dit 'n Nigeriese man was? Sy het my vraag nie beantwoord nie, edelagbare. Haar gesprek het aangegaan, edelagbare. Sy het ook genoem dat volgens die oproep is dat die inligting wat sy van die Nigeriese man ontvang het, dat haar kind op 'n boot is, binne in 'n container, en dat hulle op pad is na Wes-Afrika. Ek het wel gevra, het u dit by die polisie aangemeld? Haar antwoord aan my was dat, juffrou, ek is bang, want sy sê, dis 'n verskriklike familie. Daarom, om die rede, gaan sy haar kinders laat wegvat. Ek vra haar waarheen en wie vat die kinders? Maar sy het nie geantwoord. Sy sê dat sy wag mense wat na haar toe moes kom, wat vroeger al reeds moes gekom het, maar haar teleurgestel het. As hulle hierdie keer kom, en hulle het nie die volle bedrag van R20.000, gaan sy tevrede wees. Dis R5.000. Ek vra haar nog 'n keer, wie vat die kinders of wat wie se sorg gaan hulle wees? Maar sy antwoord nie, maar praat verder. Sy begin met haar regterhand op haar pinkie en ringvinger te slaan. Sy sê verder, volgende jaar, Januarie of Februarie, jy gaan met jou eie oë sien wat in Middelbos en Deersville gaan gebeur. Dit gaan lyk soos 'n movie van karre, voetgangers en mense wat soek, maar hulle sal niks vind, omdat ek die kind ver weg sal laat vat. Dit is waar ons geëindig het